Welkom by Inspireer, waar ons hierdie week saam reis rondom God is met ons. Jesus, voordat hy opvaar hemel toe, maak aan sy disippels, sy volgelinge belofte. Hy sê, ek sê julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek los julle nie alleen nie, maar ek stuur my gees, ek stuur die trooster, om saam met julle te wees, maar meer is dit, binne julle te woon. En dan kom Paulus en hy kleer dit nog meer in, Romeine 8 vers 11. Hy sê dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef binne ons. Hoe meer intens wil jy Immanuel beleef? Dat God is nie net met ons nie, God is nie net by ons nie, God leef in ons. Romeine 8, Galasiërs 4, kom skryf Paulus verder dat God se gees, die derde persoon in die Godheid binne ons, is die stempel, spreekwoordelik in ons lewens, dat ons sy kinders is, sy seuns en sy dogters is. Vandag wil ek herinner, jy is nooit alleen nie. God is nie net met jou nie, hy is in jou deur sy gees, en deur sy gees wil hy ons rig, wil hy ons lei, wil hy ons herinner aan die woorde van Jesus. Wil hy Jesus 'n werklikheid kom maak in ons lewens. Mag ons meer as ooit elke dag ingestem wees op sy frekwensie. Mag ons meer as ooit sensitief wees vir God se gees binne ons, om ons te rig, om ons te lei, om ons die pad te wys, sodat sy plan vir my en jou lewe uiteindelik kan uitspeel. Soos wat ons gereeld vir mekaar sê, mag die Here ons bly seën om 'n seën te wees vir ander. En dit doen ek en jy nie in ons eie krag en ons eie vermoë nie, ons doen dit deur God se gees, dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, deur na hom te luister, hom te volg en ons lewens ondergeskik te stel aan sy stem en sy rigting gewende impak in ons lewens. Bless jou.